Goeiemôre almal, Vrydagoggend. Vandag is dit die 21ste November die jaar 2025, se lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor wie is goed. In elke mens is daar die vermoë om of goed te wees of sleg te wees. Terselfdertyd neig ons so bietjie om kwaad te doen of wil ons goed doen. Wat is goed? Eintlik moet ons net vra, wie is goed? Die woord sê, niemand is goed nie behalwe God alleen. Hy is die maatstaf van die goeie, in sy liefde en sy genade en sy barmhartigheid. Die beste raad kom dan nou van Paulus ook. Hy sê, moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Halleluja. Maar kom ons gaan lees so 'n bietjie uit God se woord uit. 1 Samuel 12, ons lees hier van verse 20 tot 25. Toe sê Samuel vir die volk, wees nie bevrees nie. Julle het al hierdie kwaad gedoen, maar wyk nie van die Here af nie en dien die Here met julle hele hart. En julle mag nie afwyk nie, want dan gaan julle egter nietige afgode aan wat nie kan help of red nie, omdat hulle nietighede is. Want die Here sal sy volk ter wille van sy groote naam nie verwerp nie, omdat dit die Here behaag het om van julle vir hom 'n volk te maak. Ook wat my betref, dit is ver van my dat ek teen die Here sou sondig, dat ek sou ophou om vir julle te bid, maar ek sal julle in die goeie en die regte weg onderrig. Vrees net die Here en dien hom getrou met julle hele hart, want kyk watter groot dinge hy by julle gedoen het. Maar as julle ooit verkeerd handel, sal julle self sowel as julle koning omkom. Dis 'n groot waarskuwing en ek dink 'n mens moet agslaan op so 'n waarskuwing. Psalm 84 verse 12 en 13. Want die Here God is 'n son en skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid met hom wandel nie. Here van die leerskare, welgeluksalig is die wat op U vertrou. En Prediker 2 vers 24 tot 26. Dit is nie goed wat in die mens kleef, dat hy eet en drink en sy siel die goeie laat geniet by sy moeitevolle arbeid nie. Ek het gesien dat dit ook uit die hand van God kom. Wie kan eet of wie kan dit geniet sonder hom? Want aan 'n mens wat welgevallig is voor sy aangesig gee hy wysheid en kennis en vreugde. Maar aan die sondaar lê hy die taak op om bymekaar te maak en te versamel, om dit dan te gee aan die wat welgevallig is voor die aangesig van God. Ook dit is te vergeefs en net te gejaag na wind. Ons moet natuurlik die kwaad oorwin deur die goeie. Romeine 12 vers 13 tot 21. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween saam met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my met 'n hoofletter, kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee vir hom iets om te eet, en as hy dors het, gee vir hom om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Kom ons bid saam. Halleluja, almagtige God en hemelse Vader. Here, daar is net een die goed is, en dit is U. Here, want ons as mens probeer, maar ons faal so dikwels. Baie kere, dan kom die lelik ook maar na vore. Here, ons bid en vra dat U ons ook sal help daarin, dat ons dit sal aflê. Here, en dat U net met ons sal wees, Here. Vat ons by die hand, lei ons, leer ons, Here, sodat ons ook die goed kan oorwin oor die kwaad. En ons loof en prys en eer. Here, seën ieder en elkeen in hierdie naweek, en as dit U wil is, ons maandag weer gesels. Halleluja, amen en amen.